graag vir julle gedeelte lees uit 2 Konings. 2 Konings. Nou, ek weet nie hoeveel van julle as jy Konings lees, is al vir jou 'n afwagting. Jy wonder by jouself, en die koning, hoe lyk hy? En soos wat jy lees, is jy altyd geskok. Partykeer is daar 'n koning wat sy lewe jou onverwags vang. En ek bid dat jy vanmôre uit Hizkia se lewe so baie sal leer wat God beplan het, dat jy vanmôre ook sal hoor. Maar kom ons vra die Here om vir ons die woord oop te maak. Heilige Gees van God, die gebed van ons harte is dat U vir ons die woord sal oopbreek. O Here, dat U werklik waar alles sal wegneem wat skeiding bring tussen U en ons. En dat ons op U woord sal fokus. Here, ons is die diensknegte, spreek, want ons luister. Amen. Die koning waaroor ek vanmôre met u wil deel is Hizkia. Nou Hizkia, as jy begin om Hizkia te lees in hoofstuk 18 van 2 Konings, dan kom jy agter, hier is 'n koning wat die potensiaal het om dit goed te gaan. Dat dit goed gaan. En een van die tekens wat jy gewoonlik by 'n koning kry, dat dit 'n goeie koning is, of dat dit goed met hom sal gaan, is gewoonlik die jare wat hy in diens gestaan het as koning. Gewoonlik as hy 'n slegte koning was, het die jare baie kort gewees. Die Here het hom 'n paar jare gegee en dan het hy hom weggevat. So as jy lees van hierdie koning, dan hoor jy dat hy 29 jaar lank, dat hy koning was oor Jerusalem. So onmiddellik dink jy by jouself, ja, okay, dit moes 'n goeie koning gewees het. En dan as jy lees in hoofstuk 18, dan kom jy agter, hierdie koning het goeie goed gedoen. Byvoorbeeld, daar word vir ons vertel, Hizkia het gedoen wat reg is in die oë van die Here, net soos sy voorvader Dawid gedoen het. Hy is een van die wat die offerandes verwyder het, die gedenkstene stukkend gebreek het en die Asera afgekap het. Hy het die koperslang wat Moses gemaak het verbrysel, want tot in daardie tyd het die Israeliete daarvoor offers verbrand. Die mense het dit Nugestan genoem. Ongelooflik hoe agteruit die volk gegaan het, dat hulle tot hierdie slang wat vir hulle bevryding gebring het, wat gewys het, hulle moet opkyk na hom toe, en dat hulle genees is van die slangbyt, het hulle later aan begin aanbid. En Hizkia sy tyd, vernietig hy dan hierdie slang. So dit lyk baie goed. Dit lyk vir ons of hierdie 'n goeie koning is, en dat ons verder gaan lees, dat hy heel moontlik goed uitgedraai het. En dan vind die volgende plaas. Hoofstuk 20. Vers 1. In die tyd het Hizkia dodelik siek geword. Jesaja seun van Amos, die profeet, het by hom aangekom en vir hom gesê, so sê die Here, gee die laaste opdrag oor jou huisgesin, want jy gaan sterf, jy sal nie leef nie. Nou hier val baie mense teologie plat. Hier is 'n ou wat goed geleef het, en nou raak hy siek en hy gaan sterf. En baie van ons het die idee, dat as jy goed vir die Here lewe, gaan jy lank leef. En niks daarvan word in die Bybel vir ons vertel nie. En in Hizkia se geval, het hy goeie lewe gelei, dit lyk hy lewe vir die Here, dit lyk of sy hart op die regte plek is, en dan op 'n stadium raak hy siek, en die Here stuur die profeet en sê vir hom, kry jou huisgesin in orde, jy gaan sterwe. En dan hoor ons wat Hizkia se antwoord. Hizkia het sy gesig na die muur gedraai, en tot die Here gebid en gesê, nou, as jy nou luister wat Hizkia sê, moet ek vir jou mooi die vertaling lees. So ek gaan dit mooi vir julle lees, dat jy sien, wat se tipe man skuil hier agter Hizkia. Hy sê, ag Here, dink tog daaraan, dat ek voor U geleef het, en in getrou het met 'n onverdeelde hart, dat ek gedoen het wat goed is in U oë. Hizkia het bitterlik gehuil. Klink amper soos 'n tantrum. Bitterlik gehuil. Dan Hizkia was nog nie in die middelste voorhof uit nie, toe die woord van die Here tot hom kom en sê, draai om en sê vir Hizkia, die leier van my volk, so sê die Here, die God van jou voorvader Dawid, ek het jou gebed gehoor, ek het jou trane gesien, kyk ek gaan jou gesond maak. Op die 3de dag sal jy weer opgaan na die huis van die Here. Ek sal 15 jaar by jou lewensdae voeg. Nou weet jy, as jy dink aan, hy het 29 jaar, is hy totaal gewees, hier sê dit 15 jaar byvoeg, so hy het 14 jaar het hy regeer.
14 jaar het hy regeer. En die Here sê, ek gaan jou 15 jaar, gaan ek bygee meer as die eerste tydperk wat jy regeer het. Ek sal hierdie stad afskerm om my ontwil en terwille van Dawid my diensknegt. Jesaja bring dan vir hom 'n droë vye, sit dit op die wond. En dan sê Jesaja het geantwoord, dit sal vir jou van die Here af 'n teken wees, dat die Here die woord wat hy gespreek het sal uitvoer. En dan vra hy vir hom, moet die skade weer 10 eenhede vorentoe skuif, of moet dit 10 eenhede terugskuif? Moet die son vorentoe gaan, of moet die son teruggaan? Moet die aarde vorentoe gaan, of moet hy teruggaan? Hiskia, wat wil jy graag hê moet die Here doen? En nou Hiskia dink by homself, hy dink dit gaan makliker wees as die aarde terugskuif. Hy het niks van wetenskap geweet nie, nee. Maar as jy dink, wat gebeur met die aarde as hy terugskuif? Wat sal gebeur met die see en alles rondom dit, as die aarde net so vir 'n oomblik terugskuif? Maar is dieselfde probleem as die aarde vorentoe skuif. En God wys wat vir Hiskia? Ek is in beheer. Ek is in beheer van die tyd. En Hiskia sê toe, Here, laat dit vorentoe gaan, en dit gebeur toe. Hiskia se lewe was 'n merkwaardige man. Hy was 'n ingenieur gewees wat vandag nog ingenieurs laat wonder hoe hy reg gekry het wat hy reg gekry het. In Israel, as jy vandag Israel besoek en jy gaan na die gedeelte in Jerusalem, sal jy sien daar is Hiskia se tonnel. Hiskia het 'n tonnel gebou wat uit die water van buite die stad af, hy het 'n dam gebou buite kan die stad, en het die water van buite die stad af gelei tot binne in die stad. En hy het 'n kanaal gebou wat ondergronds was, wat deur klip gekap is vir 530 meter. Dis 'n ingenieurswonder. Vandag nog sê ingenieurs, hulle weet nie hoe dit reg kry nie. Maar die wonder van dit was wat Hiskia gedoen het, is die 530 meter wat hulle ondergronds gebou het, deur klip gekap het, is gebou van albei kante af te gelyk. Soos wat die rots hulle gelei het, so het hulle gegrawe tot hulle by mekaar uitgekom het. Hoe dit plaasgevind het, dis 'n wonder wat mense nog steeds hoor en bespiegel. Maar die ongelooflike is, Hiskia sou definitief vir jou 'n wonderlike see vir jou by mekaar kon sit. En miskien reg kon kry wat baie mense oor sou gedroom het in hulle lewens. Gesê het, as ek maar net die volgende kan doen, sal ek so bly wees. So het hy hierdie tonnel gebou. Hy was 'n godsdienstige man. En ek wil hê jy moet klem lê op die godsdienstige man. Ons gaan sien hoe hy 'n godsdienstige man is. Maar hy sou definitief vir jou kon sê, ek woon die kerk by. 10 sou hy 'n ouderling kon gewees het, of 'n diaken, 'n belangrike persoon in die omgewing, en dan ook selfs koning. Daar het 'n wonderwerk ook in sy lewe plaasgevind. Ek weet nie of jy dit weet ook nie. Wat op 'n stadium hy voor die Here gepleit het. Daar was 'n oormag wat sy land wou aanval. En dan bid hy tot die Here, want die mense is net te veel. En die Here stuur in een nag 'n engel om 185.000 van die vyande in een nag uit te wis. Die volgende môre toe Hiskia hulle opstaan, toe lê daar net lyke. Koning van Assirië is toe terug na Assirië toe. En hy het nooit weer Jerusalem aangeval nie. Jy kan die geskiedenis gaan kyk rondom dit. Hy sou stop by Samaria, nooit Jerusalem inval. Nou dat hy al hierdie dinge gedoen het in sy lewe, raak hy dodelik siek. En nou is hy ongelukkig oor wat God bepaal het. Hy hou nie van God se plan. Hy hou nie daarvan dat God besluit het dat net 14 jaar hy 'n koning sal wees en dan eindig sy koningskap nie. Hiskia voel hy verdien meer. Hy het dan vir die Here gelewe. Hy was hierdie wonderlike man. Kyk hoe die Here hom gehelp. En nou na 14 jaar, nou gaan alles tot 'n einde kom. En die ongelooflike is dat God elke dag bepaal. Daar is 2 gedeeltes in die Bybel wat vir my so ongelooflik is rondom God se bepaling van elke dag van ons lewens. En die een kry ons op Psalm 139 en die ander een skryf Job oor. Psalm 139 vers 13 staan die volgende: Dit is immers U wat my niere geskep het, my in die moederskoot geweef het. Dis vir my ongelooflik mooi, is nie? As jy wil weet hoekom dit verkeerd is
hoekom dit 'n ewel is dat mense 'n babatjie vernietig binnekant 'n ma. Maak nie saak wat plaasvind, die oomblik as bevrugting plaasvind is daar lewe, is dit nie? En nou sê die Bybel wat oor hierdie lewe? Hy sê daai lewe word aan mekaar geweef deur God. Kan jy dit dink? As jy al van hierdie sonars gesien het en goed, dan kyk jy na hierdie baba, hoe hy lyk van begin af, hoe hy besig is om te ontwikkel, en jy sien, die psalmdigter sê, sonder 'n sonar, God is besig om aan mekaar te weef, dit wat plaasvind, daar binne in die moederskoot. En dan sê hy vers 14, ek prys U, omdat ek op 'n onsagwekkende, wonderbaarlike wyse gemaak is. Wonderbaarlik is U werke, en ek het besef dit maar te goed. En dan vers 15, my skelet was nie vir U verborge, toe ek in die geheim gemaak is nie, toe ek kunstig geweef is in die diepste van die aarde. U oë het my vormloosheid gesien, en dan die ongelooflike, en in U boekrol is hulle almal opgeteken, daar wat beplan is, toe nie een daar was. Daar wat beplan is, toe nie een daar was. Weet wat so ongelooflik vir my? As jy daaroor dink, dat God voor die skepping vir elke persoon 'n spesifieke tydperk gegee het waarin hy sal leef op hierdie aarde. Jou dag is bepaal, jou dag van geboorte, jou dag van sterwe is bepaal deur 'n lewende God. En jy sien, die oomblik as ek ongelukkig raak met hiermee, is ek 'n skia. Skia is nie gelukkig dat God sy dae bepaal het nie. Want in 'n skia se kop sal dit beter wees as God nog 15 jaar by my lewe sit. In Job 14 vind ons dieselfde. Job 14 vers 1. 'n Mens gebore uit 'n vrou, sy lewensdae is van korte duur en vol onrus. Kan ons nie daarop getuig, dis amen nie. Okay, so dis 'n korte duur en dis vol onrus. Ek weet nie of jy agtergekom het nie. Hoe ouer jy word, hoe minder raak jy daar. Alles raak minder. Jy kan nie glo laas jaar was so kort nie. En elke jaar raak net al hoe korter. Okay, so hierdie duur van my lewe is enorm kort. Jy kyk terug oor jou lewe en dan dink jy by jouself, toe jy 'n jong persoon was, 'n kind was, en jy voel by jouself, dis gister. Daar's nie iets verder as gister nie, is daar. Daar's net gister, vandag en môre. Dis al wat daar is. So die Bybel sê vir ons, hierdie lewensduur is kort. Hierdie lewensduur is kort. Ja, as jy op 'n ouderdom nou is, en jy's 40, jy's 50, jy's 60, 70, 80, 90, wat ook al, dan moet jy vir jouself sê, my lewe is kort. En daarom is dit so tragies, wat mense met hulle lewens doen. Waar hulle al hulle tyd spandeer. Wat vir hulle so belangrik is. Job 14, 'n mens gebore uit 'n vrou, sy lewensdae is van korte duur en vol onrus. Soos 'n blom kom hy op en verwelk. Petrus haal dit ook aan. Psalmdigter haal dit ook aan. Soos 'n skaduwee verdwyn hy en hou nie stand nie. Ja, op so een hou hy u oë gerig. Hom betrek hy in die regsaak met u. Wie kan iets reins uit iets onreins laat voorkom? Niemand nie. As sy lewensdae dan vasgestel is. Nou sê Job, as die mens se lewensdae dan vasgestel is, die getal van sy maande by u vas staan, as u sy grens bepaal het, wat hy nie kan oorskry nie. Die grens bepaal waaroor hy nie kan skry nie, dit is die tydperk waar hy sal kan opleef. Nou daar's 'n manier om te leef, en jy gaan 'n moeilike einde hê. Maar jy gaan nie langer lewe as wat die Here bepaal het. Jy gaan presies die tydperk lewe wat God bepaal het. Jy kan die beste pilletjies drink in jou lewe. En jy kan pilletjies drink en jy kan room opsit dat jy blou in die gesig is. Maar die ongelooflike van die wet van die natuur sê, alles neig na chaos. Dis wat met jou gebeur. Jy gaan agteruit. En ek weet nie of jy dit weet nie. Weet jy gaan na agteruit.
As jy opstaan in die oggend, hulle sê as jy bo 60 is, eintlik moet jy maar of jy 50, want ek dink dis 50. As jy bo 50 is en jy word wakker en daar's nie pyn nie, dan weet jy is nie meer daar nie. So dis wat gebeur, is dit nie? Daar's 'n lewe wat besig is om tot nul te gaan. In Handelinge 17 is Paulus hier aan die woord en hy sê vir die mense wat daar by mekaar gekom het by die Areopagus, wat luister. Hulle is uit verskillende filosowe. Hulle kom uit die godsdiens uit en hy sê vir hulle, uit een mens het hy, dis God, al die nasies van die mensdom gemaak om die hele aarde te bewoon. Alle nasies is deur hom gemaak. Alle kleure is deur hom gemaak. Hy het bepaal waar hulle sal woon. Hy het vir hulle vaste tye gegee. Hy het vir elke nasie 'n vaste tyd gegee waarin hy sal woon, waar hy sal woon. En die grense van hulle woongebied bepaal. So ongelooflik is die God wat hy kan bid. Nie net het hy die dae van my lewe bepaal nie, maar hy bepaal waar ek my dae sal deurbring. En hy die grense van volke vasgestel waar hulle sou gewoon het. Hizkia is ongelukkig. Here, gee my net 15 jaar. 15 jaar by my lewe. En alles verander in die laaste 15 jaar van Hizkia se lewe. Nou wil ek hê jy moet saam met my kyk na hierdie gedeelte. Ek weet nie of jy jou Bybel by jy het nie, maar as jy saam met my kyk in 2 Konings 20, gebeur dan die volgende. Daar kom gesandte deur die koning van Babylon gestuur na Hizkia toe om met hom te kom praat en vir hom te vertel hoe wonderlik bly die koning is, dat dit met hom goed gaan en dat hy gesond geraak het. Nou, as jy hoor die gesandte kom van Babylon af na hom toe, wat dink jy sal Hizkia met hulle oor wil praat? Wat sal hy vir hulle wil vertel wat so wonderlik is, wat met hom gebeur het en hy's nou gesond? Wat sou hy graag vir hulle wou vertel? So kom ons kyk wat sê hierdie man. In daardie tyd het Merodach Baladan, seun van Baladan, die koning van Babylonië, briewe en geskenke na Hizkia gestuur, want hy het gehoor dat Hizkia siek is. Hizkia het die boodskappers te woord gestaan en hulle sy hele skatkamer gewys. Het jy ooit in jou lewe? So hy het gegaan na sy kluis. En hy sy kluis oopgesny. Ek sê, hoor hier so ouens, kom kyk net gou hoe baie het ek deur my lewe bymekaar gemaak. Hou jy daarvan? Jy hou daarvan om jou kluisie oop te sny en vir almal te wys wat jy bymekaar gemaak. O, dis so belangrik. Jy dink by jouself, eendag as jy 'n kus gaan die lekker pockets hier langs die kant wees waar jy die goed net kan insit. Dis wat jy gaan doen. Dis wat hy doen, hy wys sy skatkamer, die silwer, die goud, die speserye, kosbare olie, ook sy arsenaal en alles wat in sy voorraadkamers te vind was. Daar was niks in sy paleis of in sy hele koninkryk wat Hizkia hulle nie gewys het nie. Jogg, het gaan brag. Orals deur die hele koninkryk vat hy hulle deur en hy wys vir hulle, kyk na my. Wat moes Hizkia gedoen het toe hierdie manne aangekom? Gewys het na God. Gesê het, weet jy wat, aanbid ek nie 'n groot en almagtige God. Die een wat gesond kan maak, wat genees en wat dood kan maak. Hy gee lewe, hy maak dood. En as jy dink ek behaal die teksvers verkeerd aan, dis presies wat Deuteronomium 32 vers 39 sê. God maak lewendig, God maak dood, God maak siek, God maak gesond. Hy bepaal alles in hierdie lewe, alles. Die duiwel het geen mag daaroor en dis God wat dit bepaal. Moet nooit in jou lewe sê, die Here het hierdie klein kindjie of die duiwel het hierdie klein kindjie weggevat nie. Dis die lewende God wat in beheer is. Hizkia wys alles en dan kom Jesaja die profeet na hom toe. Jesaja die profeet het na koning Hizkia gekom en hom gevra, wat het hierdie manne gesê en van waar af het hulle na jou toe gekom? Hizkia het geantwoord, uit 'n ver land het hulle gekom uit Babylonië. Jesaja vra toe, wat het hulle in jou paleis gesien? Hizkia het geantwoord, alles wat in my paleis is, het hulle gesien. Daar is niks in my voorraadkamers wat ek nie vir hulle gewys het nie. Toe sê Jesaja vir Hizkia, hoor die woord van die Here, kyk daar kom daar, wanneer alles wat in jou paleis is en wat jou voorouers bymekaar gemaak het,
tot vandag toe weggedra sal word na Babel, daar sal niks oorbly nie, het die Here gesê. En van jou seuns, wat uit jou sal voorkom, wat jy sal verwek, sal hulle neem, en hulle sal paleisamptenare word in die paleis van die koning van Babylon. Alles wat jy het, alles wat jy bymekaar gemaak het, alles sal ek wegvat. Geen dankbaarheid in jou hart nie, Hizkia, geen dankbaarheid nie, geen besef van ek is afhanklik van die Here nie. Alles wat Hizkia gedoen het in sy lewe, kan ons nou terugkyk en sê, hoekom het Hizkia dit gedoen? Want Hizkia was 'n godsdienstige man. Die verhouding met God was daar nie in sy lewe nie. Alles wat hy gedoen het was 'n godsdiens. Sy bywoning van eredienste was 'n godsdiens. Sy bydraes, oral waar hy was in die godsdienstige wêreld, was vir hom maar net 'n godsdiens gewees. En hy wou daarom vir die mense wys, hy's 'n goeie godsdienstige ou man. Dan, nadat die koning vir hom alles aangekondig het, die Jesaja vir hom alles aangekondig het, vertel het wat met sy kinders gaan gebeur, dan sê Hizkia die volgende. Dis my die skokwoorde van hierdie hele gedeelte. As jy tyd het, as jy by die huis kom, lees hierdie gedeelte weer. In 2 Konings 20 vers 19 vind ons die skokwoorde van Hizkia. Luister wat sê hierdie man. Hizkia sê toe vir Jesaja, die woord wat die Here gespreek het is goed. Hy het gedink. Hizkia het gedink. Hy het gedink, sal daar dan nie tog net vrede en bestendigheid in my tyd wees nie. Net solank dit goed gaan in my tyd. Dit wat my nasate gebeur, dit wat met die volk na my gebeur, net solank ek ten minste gelukkig is en doodgaan, en ek het gelukkig gelewe is alhoor dit vir my gaan. Wat gebeur as hierdie hele wêreld is waaroor jou lewe draai? Wat is dit waaroor alles in jou lewe gaan oor die hier en nou? 1 Johannes 2 vers 15. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. As iemand die wêreld lief het, is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, is dit nie? Die begeerlikheid van die oë, alles wat jy wil sien, wil jy vandag hê, en dis waarop die advertensienetwerke en alles werk, is op my oë. Dit wat ek sien wil ek hê. Ek het dit nie nodig nie, maar ek wil dit hê. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe, dis vol van jouself, die grootsheid van die lewe. Is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby in sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Bly vir ewig. Jesus kyk na sy mense wat hom volg. En hy praat met hulle, Matteus 16. Vers 24 sê hy vir hulle, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Dis wedergeboorte. Wat is wedergeboorte? Dis 'n geboorte wat plaasvind van die Heilige Gees wat van bo af kom en hy kom verander jou lewe. En wat vind plaas in jou lewe? Wat plaasvind as jy neem jou kruis op en jy volg hom? Dis nie 'n dag ding nie. Dis nie 'n oomblik ding nie. Dis nie 'n hartjie vir Jesus ding. Dis 'n neem jou kruis op en volg my. Wat beteken dit om jou kruis op te neem? Wat het elke persoon verstaan in daai tyd as hulle gehoor het Jesus sê, neem jou kruis op en volg my? Kom sterwe in jouself. Sterwe vir alles wat belangrik is in jou lewe en volg my. Ek moet die belangrikste in jou lewe word. Is jy bereid om alles te verloor, jou familie, jou vriende, jou werk, alles? Volg my. Vers 25 van Matteus 6 gaan hy aan, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly?
Wat baat dit as jy alles gekry het in hierdie wêreld? Wat baat dit as jy skatrykste man in die wêreld is of vrou? Wat baat dit as jy alles in hierdie wêreld het wat die wêreld sê as jy dit net het, sal jy gelukkig wees? Wat baat dit as jy alles het en op die ou ende gaan jy voor 'n lewende God staan as jou asem uitgeblaas is en hy gaan sê, wat het jy gedoen vir my? Wat baat dit jou? Wat sal jy wil ruil vir dit? Want die Seun van die Mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Ek dink meeste van julle ken die verhaal van die ryk man en Lazarus. Die ryk man en Lazarus. Die ryk man het alles gehad. Hy het geleef in oorvloed, oor genoeg kos. Lazarus was daar by die poort gewees. En Lazarus is die beeld wat baie keer vandag vergeet word deur die meeste mense wat in die kerk sit. Dat iemand 'n godvreesende persoon kan wees en vol swere kan wees dat die honde jou lek en die kos het om te eet nie. En jy's die godvreesende persoon by die poort. Om een of ander rede dink ons dat die persoon binnekant die plek, die ryk man moet God se kind wees. Hy moet die persoon wees wat God seën. Nee, die man wat buitekant is, wat die honde sy swere lek. Hy is die geseënde van God. Die ryk man het geleef en hy nooit omgegee vir die man daar by die poort. En dan sterwe Lazarus. Lazarus sterf. Dis nie my ongelooflike van Lazarus se sterwe. Toe hy sterwe, die engele hom kom haal. Dis die mooiste beeld. Hier sterwe 'n man en die volgende oomblik is die engele en hulle dra hom op na die heerlikheid. Die enigste ou wat 'n begrafnis het is die ryk man. Want arme mense kry nie begrafnisse. Die ryk man kry 'n begrafnis. Hy het 'n begrafnis gehad. Wie dink hoe was sy begrafnis? Jy moes seker uitnodiging gekry het na sy begrafnis toe. Kan jy dink hoe lyk dit by so 'n begrafnis? Gepak. En daar is eetgoed en is fantasties en almal sê hoe wonderlik die ryk man was. Kan jy dink hoe hulle sy lof besing? Want is die meeste wat hulle lieg by die begrafnisse. So hulle vertel vir jou alles hoe wonderlik hy was en wat gebeur met hom? Wat gebeur met hierdie ryk man op die ou ende? As hy sy oë oopmaak, is hy in Hades. En daar's 'n skeiding tussen hom en Abraham. Want voor Jesus Christus opgestaan het uit die doodheid, is die persone wat sterwe, ook die regverdiges, was in Hades gewees, maar daar was 'n afstand tussen hulle gewees en die wat in die brand was in Hades. En dan is Christus opgestaan het, dan wat gebeur is, hierdie persone wat op daai stadium is, regverdig is, het saam met hom in die hemel gegaan. Maar die res van die persone het in Hades oorgebly tot die finale oordeel, wanneer Hades in die dood in die hel gegooi sal word, as jy ook die Openbaring gaan lees. Maar hier vind hulle self, en Lazarus is by die boesem van Abraham, die plek wat elke Jood begeer het. En die ryk man is besig om te brand. Terwyl die ryk man besig is om te brand, sien hy daar is ou Lazarus en dit gaan net te goed met Lazarus. En die eerste ding wat hy dink by homself, hy's nog baas. En hy sê asseblief, Abraham, stuur net asseblief vir Lazarus dat hy hom net my mond kom aanraak met 'n bietjie water. En Abraham sê vir hom, as 'n groot kloof tussen ons. En die wat van hier af soontoe wil kom kan nie, en die wat van daar af hierdie kant af kan dit ook nie doen. En dan sê hy, die eerste keer in die lewe wat jy sien, 'n man wil 'n sendeling raak. Hy soek sendelinge. Is 'n ou daar wat besig is om te brand in die hel. Nou wil hy sending werk. En hy sê asseblief tog, stuur net iemand van my 5 broers. En Abraham sê, as hulle nie luister na die wet en die profete nie, sal hulle ook nie luister as iemand uit die dode opstaan nie. Daar is ongelooflike vervulling in dit wat hy gesê het. Want Jesus Christus sou opstaan uit die dode uit. En nog steeds sou hulle nie glo nie. Watter kant kies jy? As 'n ander koning in die Ou Testament, sy naam was Manasse. Manasse was 'n slegte koning.
As jy al ooit 'n koning gesien het wat sleg is, hy tik al die bokse. Al die boksies kan afgetik word van hierdie Manasse. Die ongelooflike van Manasse is, hy maak ook sy eie kinders, maak hy dood, want hy offer hulle aan Molech, die afgod. Dis die slegheid van Manasse. Manasse word weggevoer met hakke, deur sy liggaam, en dat God hom straf. Maar weet jy ongelooflike van Manasse? Manasse kom tot bekering. Manasse kom tot inkeer. En ek dink vanmôre, dat ons miskien van Manasse en Hizkia by mekaar moet sit. Hizkia wat goed begin het. Hizkia wat voluit vir die Here in die begin godsdienstige man. Hy het die wonderlikste dinge gedoen. En dan het ons van Manasse, die slegste man wat jy kan aandink. Maar sy oë gevestig het op God en tot inkeer gekom het en sy sonde bely het. En Hizkia wat net gesê het, Here, as ek maar net nou lekker lewe is alwaaroor dit gaan. Wat sou jy gesê het, wat sou gebeur het, toe hierdie twee manne hulle oë oopgemaak het in die teenwoordigheid van God? In wie se skoene sou jy graag wou gewees het? Wat baat die mens? Baat die mens? As hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly. Ek weet nie van u nie. Vir my is ek bereid om alles op te gee in hierdie wêreld, om dit wat voor lê vir my in Jesus Christus te ervaar en te ontvang. Dit is my so mooi en ek wil afsluit met Paulus in Filippense 1. Is so 'n mooi gedeelte waar Paulus net die volgende bely. En jy kon dit sien in Paulus se lewe. Hierdie wat hy sê hier was Paulus se lewe, het daarvan gespreek elke oomblik. As hy op sendingreise gegaan het en hy het rondgery, as hy mense die evangelie vertel het. En onthou op 'n stadium in Handelinge, jy moet in Handelinge gaan lees, is amazing. Handelinge op 'n stadium is ou Paulus, die mense van die dorp raak kwaad vir hom. En hulle vat hom en hulle sleep hom buite kan die dorp en hulle stenig hom. En nou die mense dink hy's dood, die gelowiges, hulle kom uit en hulle bid vir hom. En nou Paulus staan op. En hy hardloop nie weg nie. Hy stap terug in die dorp. En hy moet gaan hoor. Hulle moet die evangelie hoor. Wat was, as jy wou gesê het, wat was Paulus se lese vir sy lewe? Wat was sy lese gewees? Dan is Filippense 1 vers 21 seker sy lese wat ons vir Paulus kan sê. Hy sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek kies, weet ek nie. Paulus sê, ek weet ek moet bly op hierdie stadium en ek moet die evangelie verkondig. Maar weet jy wat? Ek verlang om by die Vader te wees, ek verlang om by Christus te wees, ek verlang om in die hemel te wees. Vers 23, want ek word van weerskante gedring. Ek het verlang om heen te gaan en om by Christus te wees. Want dit is verreweg die beste. Maar om in die vlees te bly is nodiger om julle ontvang. Om by Christus te wees is verreweg die beste. Is dit die belydenis vanmôre van jou lewe? Daar's niks vir my wonderliker as om te wag en in afwagting te wees vir daardie dag wanneer Jesus Christus vir my kom haal. Ek weet hy het my dag bepaal. By die begin daarvan bepaal, toe daar lewe gekom het. My moeder se skoot het hy my aan mekaar geweef. Voor enigiets daar was, het hy al bepaal, Johan Lou, dis hoe lank jy sal lewe. En hy weet het. Terwyl ek lewe op aarde, is my enigste doel voor oë. Ek wil mense vertel van Jesus Christus. En ek wil vertel, daar gaan 'n dag aanbreek, wat die hemel sal skeur, en die Seun van die mens op die wolke sal verskyn. Is jy gereed? Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, wat 'n ongelooflike voorreg om stil te raak rondom u woord. Here, Hizkia, so aanklag op ons eie lewens, wat so maklik ondankbaar raak. Wat so maklik vir u wil sê, Here, u planne is nie goed vir my lewe nie.
Here, verander my, U plan. Ek bid vir elke persoon wat hier sit. Here, hier sit dalk iemand wat nog nooit 'n pad saam met U begin loop het nie. Dat hulle in hierdie oggend sal sê, Here, ek wil my kruis opneem en U volg, want wat in hierdie wêreld vir my belangrik was, ag ek as niks. Wat sal dit help as ek die hele wêreld win, maar my siel skade ly? Waar gaan ek vir ewig wees eendag? Here, asseblief, red lewens. En mag elkeen van ons wat daai besluit al reeds geneem het, elke dag van vooraf begin en sê, Here, vandag om vir U te lewe, is vir my belangrik. U is alles in my lewe. Mag U naam verheerlik word. Amen.